Want hulle wil nie die waarheid hoor nie. Want ek wil die besluit neem. Ek wil die besluit, maar broer sê die woord nie, ja, ek weet die woord sê, maar ek het op my hart gevoel. Ja, maar dat is die verkeerd gevoel. Want is teen die woord van die Here. Jy kan nie die besluit neem nie, dit gaan dit en dit en dit, dit is waar ons volgende gaan kyk, dit gaan dit in jou lewe beïnvloed, jy kan nie daai besluit neem nie, ja maar, en dan begin hy redes gee, of sy, begin redes gee vir die besluite wat hulle geneem het, wat hulle weet, nie van die Here af is nie, en daarom het ek my preek begin met, wees eerlik, wees eerlik. Soms wil ons so graag hê, dat iets die wil van die Here moet weet, dat ons almal insluitend onsself probeer oortuig, dat dit is wat die Here wil hê. Ek praat vanoggend met u oor die gedagte, ontdek God se wil. Maar voor ek daarby uitkom, wil ek net eers met jou praat oor die tyd van die jaar. November, Desember, Januarie is 'n baie vreemde tyd in ons kalenderjaar. Dis 'n tyd waar ons afskeide het, mense raak rustiger, baie van ons mense gaan hierdie tyd op verlof, baie besighede maak toe in hierdie tyd, of andersins skaal hulle af, en alles is net so effe rustiger. Die probleem daarmee is, dat ons baie keer ook 'n vakansie wil vat van die stryd waarin ons gewikkel is. Paulus sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig, en die owerhede ensovoorts, en dan sê hy, trek die volle wapenrusting aan, maar ek het agtergekom, myself ingesluit, dat ons baie keer, hier in die einde van die jaar, voel dat ons 'n bietjie kan ontspan geestelik, dat ons so bietjie kan ontslaa raak, van die swaar wapenrusting, wat ons die hele jaar moet dra. En dan sit ons baie keer die skuld van geloof so bietjie neer. En die swaard sit ons bietjie een kant, dat hy nie weer blink gepolitoer kan word vir die nuwe jaar. En hoe kan ek nou op die strand gaan stap met die skoene van vrede? Ek moet mos kaalvoet op die strand wees, so ek trek my skoene uit en ek maak myself 'n oop taak, 'n teken vir die vyand. Die borshardes van geregtigheid, keer as son op my lyf kan kom, so hy word uitgetrek. En die helm van verlossing, wat gaan mense van my dink, as ek so in openbaar verskyn? So trek ek elke deel van die wapenrusting uit, en ek sit dit een kant, nie dat ek nie die Here wil dien nie, nie dat ek die Here nie lief het nie, nie dat ek nie die Here in hierdie tyd gaan dien, maar ek wil net so bietjie rus. En daardeur, kerk van die Here, gee ons die vyand geleentheid, om dan ook in hierdie tyd, waar het nou Halloween was, en vir party mense is dit 'n grap, maar as jy met enige persoon praat, wat uit die okkulte kom, een satanis, inteendeel die satanis wat die kerk van die sataniste begin het, en ek het dit hierdie week weer gesien, het gesê, hy is so bly, dat die kinders van die Here se kinders, eenmaal 'n jaar, die duiwel dien. Dink dit aan die stelling, deur Halloween. Onskuldig, maar tog nie onskuldig nie. Ons weet dan ook, dat in hierdie tyd, daar sekere goed in die geesteswêreld gebeur, en daarom is dit so belangrik, dat ons die wapenrusting van God, sal aanhou in hierdie tyd. Al skaal ons af, al rus ons 'n bietjie, al staan ons 'n bietjie terug, dat ons sal besef, dat die stryd, in hierdie tyd, luister baie mooi, is veller, meer vel, as die res van die jaar. As 2 geleenthede wat ek agtergekom het, waar die aanvalle van die vyand sterk is, en dit is oor Paasfees, en oor Kersfees. Dis oor hierdie 2 feeste, wat deur Christene wêreldwyd gevier word, waar die aanslag die grootste is. En nou kom die probleem in, dat November, Desember en Januarie is die 3 maande waar ons die meeste besluite moet neem. Die besluite wat ons neem is groot besluite, soos 'n werksverandering of verhuising, of wat universiteit gaan die kind toe of skool is. Dis groot besluite wat ek moet neem. Maar ek wil vanoggend nie oor daardie besluite praat nie. Ek wil vanoggend praat oor die klein besluite. Wat ek doen in hierdie tyd waar alles bietjie rustiger is. Wat ek doen met my tyd, wat ek doen met my familie, wat ek doen met my geld, wat ek doen met die tyd wat ek tot my beskikking het. Wat
doen ek daarmee? Hoe praat ek met mense? Hoe tree ek op in hierdie tyd? Want ek sê weer eens, daar's twee groepe mense hierdie tyd van die jaar. Die mense wat depressief raak, hoe nader aan Kersfees kom, hoe meer depressief raak hulle. Dis net 'n gegewe. Selfmoord hierdie tyd is meer as die hele jaar verder. Maar dan het jy ander mense wat weer opgewonde raak, wat weer die Kersfees wil vier en wat soos my vrou al van November aan wil Kersliggies opsit. Dis net 'n wonderlike tyd. Maar daar so verskil ons as mense, maar ons neem besluite. Elke dag neem ons besluite. En dit is my so belangrik, terwyl ek Here gesoek het, ek het 'n ander boodskap gehad, maar toe kom ek terug na hierdie ding toe, want dit is so belangrik dat ons sal besef dat die besluite wat ek nou neem, gaan my lewe beïnvloed vir die volgende tyd in my lewe. En ek moet versigtig wees dat ek nie emosioneel besluite neem op hierdie tyd, of dat ek nie onkundig besluite neem in hierdie tyd nie, maar dat ek besluite sal neem wat my lewe positief in die koninkryk van God kan beïnvloed. Nou my tema is ontdek God se wil, en gewoonlik as ek daaroor praat ek oor die woord van die Here, en ek praat van die leiding van die Heilige Gees, van profesie en prediking, of een van die ander woordgawes wat ons in die gawes van die Gees kry. Maar luister wat sê 1 Korintiërs 10. 1 Korintiërs 10 en vers 23. Paulus skryf hier, hy sê ek is nie onder die wet nie, hy sê alles is my geoorloof. Dit beteken ek kan enigiets doen. Daar's nie 'n wet wat my keer nie. Alles is my geoorloof. Hy sê, maar alles is nie nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie. Laat niemand sy eie voordeel soek nie, maar elkeen die voordeel van 'n ander. Ons neem anders besluite as die wêreld. Ons neem dieselfde soort besluite as die wêreld, want ons word met dieselfde goed gekonfronteer. Maar die manier wat ek en jy besluite neem, moet anders wees as wat die wêreld besluite neem. Terwyl ek voorberei het ek nogal gedink aan Judas Iskariot. En ek wil hê jy moet net sy keuse wat hy gemaak het, want hy het gekies, hy het geld gekies bo Jesus, hy het gekies om Jesus te verraai vir 'n paar silwerstukke ensovoorts. Jy ken die verhaal, maar ek wil hê jy moet net vir 'n oomblik sy besluit meet aan die punte wat ek vanoggend vir jou gaan wys. En toe ek klaar is, toe dink ek met myself, as Judas volgens hierdie paar punte, volgens hierdie voorskrifte sy besluite geneem het, sou hy dalk 'n ander besluit geneem het. Kon hy dalk 'n ander besluit geneem het. So ek sê weer eens, ons gaan baie besluite neem binne die volgende 2-3 maande. Groot besluite, klein besluite, eenvoudige besluite, onbewustelike besluite. Maar ek en jy moet vanoggend ons besluite meet aan die volgende paar punte. Hoe ontdek ek God se wil? In die eerste plek, wees eerlik. Dit klink so eenvoudig, maar wees eerlik. 1 Korintiërs 3 vers 18 sê, laat niemand homself mislei nie. Ek het agtergekom, wanneer dit kom by besluitneming, is ons baie keer geneig om so graag iets te wil hê, dat ons onsself probeer regverdig, en ons redes soek, al weet ons, dis nie die wil van die Here nie, soek ons redes om hierdie besluit te regverdig. Ek weet, dis wat die Bybel sê, maar, en nou kom ons met drome, ons kom met visioene, ons kom met al hierdie goed, luister baie mooi, om ander te probeer oortuig, dat ek die wil van die Here doen. En baie keer vra ek nie, want mense praat baie keer met my oor sulke besluite wat ek moet neem. En ek wil jou nie afsit daarvan, asseblief kom praat met my, maar baie keer praat mense oor besluite, sodat hulle my goedkeuring kan kry vir die besluit wat hulle neem. Nou ja, as jy my langer as 2 weke ken, gaan jy weet, jy gaan 'n eerlike antwoord en 'n woordgebaseerde antwoord van my af kry. En dis hoekom baie mense my eerder nie kom vra nie, want hulle wil nie die waarheid hoor nie, want ek wil die besluit neem. Ek wil nie besluit, maar broer sê die woord nie, ja, ek weet die woord sê, maar ek het op my hart gevoel, ja, maar dat jy verkeerd gevoel, want is teen die woord van die Here. Jy kan nie die besluit neem nie, dit gaan dit en dit en dit, dis waar ons vanoggend gaan kyk, dit gaan dit in jou lewe beïnvloed, jy kan nie daai besluit neem nie, ja maar, en dan begin hy redes gee, of sy begin redes gee vir die besluite wat hulle geneem het, wat hulle weet nie van die Here af is nie. En daarom het ek my preek begin met, wees eerlik. Wees eerlik. Soms wil ons so graag hê, dat iets die wil van die Here moet weet, dat ons almal insluitend onsself probeer oortuig, dat dit is wat die Here wil hê. En as mense dan so kom, en ek luister partykeer as mense mekaar praat oor 'n besluit, dan sien ek, en dan vra ek myself die vraag, probeer jy my oortuig, of probeer jy jouself oortuig? Want jy het nie nodig om my te oortuig nie. Kom ek gee jou gou 'n voorbeeld.
Jy sit vanoggend hier, ek sien ons is nog hulle, julle is ook nog 'n klomp wat blou aan het vanoggend. Jy het nie vanoggend voor jou kas gestaan en nou eers begin bid en vas vir 3 weke ensovoorts om te besluit wat sy hempie gaan aantrek nie. Jy het vanoggend net of 'n blouse of wat ook al, jy het vanoggend net daai blou kledingstuk aangetrek en kerk toe gekom. Jy het nie by elkeen by wie jy kom gegroet en as 'n vrou gaan en sê, weet jy, dit gaan goed met my. Ek het vanoggend besluit om hierdie blou klere aan te trek. En dis my rede en dis my rede en dis my rede en dis my. Hoekom doen jy dit nie? Want jy het nie nodig om jou besluit te verdedig nie. Want die besluit beïnvloed nie ander nie. En of jy nou 'n blou hemp aan het, of jy 'n groen hemp aan het, of jy so 'n pragtige grys hemp aan het soos ek vanoggend, dit maak nie vanoggend saak nie. Ek hoef myself nie te probeer verdedig nie. Nou vra ek net, hoekom as ons 'n besluit wil neem, wat ons weet, daai eerlikheid, wat ek weet nie die regte besluit is nie, hoekom probeer ek almal rondom my oortuig dat ek die regte besluit neem? As jy weet dis die besluit is van die Here af, neem hom. Jy hoef nie ander te oortuig nie, maar my probleem is dat ek agtergekom het dat mense probeer hulle self oortuig dat hierdie besluit reg is en van die Here af is. Hulle probeer nie ander oortuig nie en hulle soek iemand wat kan sê jy neem die regte besluit. En baie keer is dit nie die regte besluit nie. So, in die eerste plek, wees eerlik. Dis 'n harde woord vanoggend, maar ek wil hê jy moet dit hoor. Tweedens moet ek vra, word die Here deur hierdie besluit verheerlik? Word die Here deur hierdie besluit verheerlik? Ons gaan blootgestel word in 'n klomp goed. Families gaan kom, daar gaan partytjies gehou word, einde van die jaar partytjies ensovoorts. Ons gaan 'n klomp uitdagings hê, ons gaan 'n klomp versoekings hê. Ek myself die vraag afvra, word die Here deur hierdie besluit wat ek nou gaan neem, word die Here hierdeur verheerlik? Hy sê, alles is my geoorloof, maar alles is nie nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar alles is nie nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie. 'n Goeie besluit is nie altyd die regte besluit nie. Kan ek dit weer sê? 'n Goeie besluit is nie altyd die regte besluit nie. 1 Petrus 2 vers 12. Hy sê, en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke, die regte besluite wat ons neem, wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Dalk nie nou nie, maar wanneer hulle voor die Here staan, sal hulle die Here moet verheerlik oor die besluite wat jy in daardie oomblik geneem het. Ek sê weer eens, ons is in 'n stryd, ons is in 'n oorlog. En hierdie tyd van die jaar, ek weet nie hoekom nie, maar hierdie tyd van die jaar is die oorlog net meer fel. En ons kan nie ons wapens nie uittrek nie. Ons moet besef, daar's baie besluite wat ons in hierdie tyd gaan neem. Ek wil net hê jy moet net bewus raak. Miskien môre, oormôre, die week, die maand wat voor lê. Kyk net hoeveel besluite jy elke dag moet neem. Ek praat nie van groot besluite nie, maar klein besluite. Kyk net hoeveel besluite jy moet neem. Wat gaan jy doen? Wat gaan jy sê? Hoe gaan jy optree? Waar jy gaan? Al daardie besluite wat ek en jy moet neem, moet ek die vraag vra, gaan dit die Here verheerlik? 1 Korintiërs 6 vers 20, hy sê, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan die Here behoort. Aan die woorde, verheerlik die Here deur die besluite wat jy neem met jou liggaam, met jou woorde, met jou optrede. Ek sê weer eens, party mense voel te neergedruk in hierdie tyd, en as ek te neergedruk voel, kom daar seker goed uit my mond uit. So ek moet baie mooi oplet as ek 'n keuse maak wat ek gaan sê, hoe ek gaan optree. Ek hoop jy verstaan vanoggend waarheen ek gaan met hierdie ding, want keuses wat ek maak kan ander beïnvloed. So ek moet vanoggend die vraag vra, gaan hierdie besluit die Here verheerlik? Gaan dit eer aan die Here bring as ek hierdie besluit sou neem, al dan nie? In die derde plek, gaan hierdie keuse die koninkryk bevorder? Luister dit mooi. Gaan hierdie, ek praat hier hierso van die kerk gaan groter maak nie. Want in Lukas 17 vers 21 sê hy, en hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle. Luister mooi, die koninkryk van God, die heerskappy van God, is binne in julle. Nou sê ek hier, gaan hierdie keuse die koninkryk beïnvloed? Gaan hierdie besluit my verhouding met die Here beïnvloed? Hoe gaan hierdie besluit my verhouding met die Here beïnvloed? As baie keuses wat ons maak en op die einde van die dag vra ons, Here, is dit U wil, maar ons kyk nie, luister baie mooi, ons kyk nie hoe hierdie besluit my verhouding met die Here gaan beïnvloed nie. Nou ek iets sê, en ek hoop regtig nie julle wat oor see is, nie aan aanstoot nie. Maar ek kom net agter dat baie van ons mense wat oor see trek, immigreer na 'n plek toe, kom daar en daar is nie vir hulle 'n kerk nie. En ons dank die Here vir media soos hierdie, waarmee hulle self kan voed, maar het jy toe jy daardie besluit geneem het, gedink
aan hoe hierdie besluit my verhouding met die Here gaan beïnvloed. Al dan nie. Of het ek dit gedoen in terme van emosie, of geld gedryf, of sekuriteit gedryf, of wat ook al. Moenie uithardloop, het raak beter later. Maar ek vra net volgende die vraag. Jy weet, Ray McCall het jare terug, hy is nou al oorlede, maar hy het jare terug gesê, hy sê as mense trek van een dorp na 'n ander dorp, of van een stad na 'n ander stad, dan gaan kyk hulle altyd na die beste skole. Hy sê as kind van die Here moet jy eers gaan kyk na die beste kerke. Dis die belangrikste. Is daar 'n plek waar ek gevoed kan word? Ons kry baie van ons mense wat terugkom en sê, weet jy, ons was in die gemeente of in 'n ander gemeente, ons het weggetrek na 'n ander plek en ons kry nie weer 'n plek waar ons kan aanbid nie. Dan bevraagteken ek die keuse wat jy gemaak het in die eerste plek. Want hoe beïnvloed daardie keuse die koninkryk binne in jou, jou verhouding met die Here? Julle moes 'n ander week gekies het om die kind voor te stel of in te seën. Hier is verkeerde Sondag vir dit. Ekskuus familie. Wat ek nou, wat 'n dag is vandag? OK, 1 Korintiërs vers 23, hy sê, alles is my geoorloof, maar alles is nie nuttig nie, alles is geoorloof, maar nie alles stig nie. Nie alles help my in my verhouding met die Here nie. Alles is my geoorloof, maar ek moet kyk, is hierdie ding goed vir my in terme van my verhouding met die Here? Ja, jy kan 'n beter werk kry, maar jy gaan nou in plaas van 8 ure 'n dag, gaan jy 12 ure 'n dag werk. Wonderlik, gaan dit jou verhouding met die Here beïnvloed? Kom aan kerk, ek praat vanoggend harde woorde, maar ons moet besluite neem in hierdie tyd. En ek moet my besluite neem op grond van die woord van, gaan hierdie besluit my verhouding met die Here beïnvloed? Dan is dit nie die regte besluit nie, dan is dit nie die wil van die Here nie. Jy weet, daar's net een, daar's 2 geleenthede waar ek sien weer agter geraak agter 'n preekstoel. Dis met 'n begrafnis en met 'n gemeente wat stil is. Julle is heeltemal te stil vanoggend. Kom, tannie Betty, help my uit hier. Hy sê alles my geoorloof, maar alles nuttig. Nie alles help in my verhouding met die Here nie. Ek moet kyk dat hierdie besluit wat ek gaan neem, gaan dit my verhouding met die Here bevorder? Gaan ek tyd met die Here nog kan spandeer? Gaan ek nog kerk toe kan kom? Of gaan hierdie besluit al my tyd opneem? Ek wil hierdie stokperdjie volg, maar gaan hierdie stokperdjie my van die kerk af, van die Here af, van my stilte, gaan hierdie goed my beïnvloed? Efesiërs 4:30, bedroef nie die Heilige Gees van God nie, waardeur jy verseël is tot op die dag van verlossing. Alle keuses beïnvloed my verhouding met die Here. Iemand het iewers neerskryf, alle keuses beïnvloed my verhouding met die Here. Gaan hierdie besluit my nader aan die Here bring of nie? Dis 'n groot oorweegrede wanneer ek 'n besluit moet neem. Gaan hierdie keuse wat ek maak, hierdie besluit wat ek maak, gaan dit my nader aan die Here bring of gaan my verder bring? Nou weer eens, nou wil ek jou terugvat, as jy hierdie vraag vra, wil ek jou terugvat na nommer 1 toe. Wees eerlik. Wees eerlik. Want weer eens kan ek myself baie regverdig. Ja, nee, ek moet. Is jy eerlik met jouself? En iemand sê amen. Okay, nou voel ek beter. Okay. So, gaan hierdie keuse met die koninkryk bevorder. Dan nommer 4, en hierdie is belangrik, gaan hierdie keuse my geloof beïnvloed? Nou ek wil weer eens sê, jy moet teruggaan net na Judas Iskariot se keuses wat hy gemaak het. Om daardie besluit te neem om daardie oomblik. Hy was nie eerlik met homself nie. Tweedens, hy het nie gedink aan of dit die Here gaan verheerlik nie. Dit het nie die koninkryk bevorder in hom nie. Dit het sy geloof geweldig beïnvloed en so kan ons aangaan met elke een wat 'n besluit neem. Hoe gaan die keuse my geloof beïnvloed? Weereens, hy sê in 1 Korintiërs 6 vers 12 dieselfde frase, maar net bietjie anders. Hy sê alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Nee, stop dit. Efesiërs 4 vers 25. Hy sê, daarom lê die leuen af en spreek die waarheid elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig, moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor jou toorn nie. Gee aan die duiwel geen plek nie.
En dit is so belangrik vanoggend dat ons sal besef dat ek my lewe ry moet hou in lyn met die woord van die Here. Ek en Frans wil praat hierdie week hieroor. Die Bybel sê vir ons, ek weet nie waar kom alles vanoggend vandaan nie. Die Bybel sê vir ons in Numeri, hy sê bly weg van die dinge van die ooste. Baie van ons mense verwelkom die ooste in hulle huis in. Hulle maak die deur vir die vyand net so groot oop. Die probleem is nie maklik om hom toe te kry nie. Daarom sê die Bybel, moenie die duiwel 'n vatkans gee nie. Sy hande is taai. As hy eers sy hande daar het, kry jy dit sommer net weer losgemaak nie. Is jy met my? So ek moet sekere besluite wat ek neem, moet ek besef, dit gaan gevolge hê. Ja, ek kan nou my wapenrusting ophang vir die vakansie, en ek gaan vakansie, gaan myself net geniet, en ek vergeet bietjie van die Here, maar ek gaan terugkom, en dan gaan so deur in my geestelike lewe oop wees vir die vyand. Met wie praat ek vanoggend? Seker net met myself. Hoe gaan hierdie keuse my geloof beïnvloed? In Lukas 15 vers 14, die verhaal van die verlore seun, en toe hy alles deurgebring het, hy het 'n keuse gemaak. Hy het 'n besluit gemaak. Hy sê, weet jy, ek gaan my erfdeel vat, ek gaan weggaan en ek gaan spandabelrig lewe, ek gaan alles mors. Die Bybel sê, en toe hy alles deurgebring het, het daar 'n swaar hongersnood in daardie land gekom en hy het begin gebrek ly. En toe het hy by een van die burgers van daardie land gaan voeg en het hom in die veld gestuur om varke op te pas. Bad. Vir 'n Jood om 'n vark op te pas. No go. En hy het verlang om sy maag by die pele van waar die varke eet te voed en niemand het dit aan hom gegee. En kan jy vanoggend sien hoe hierdie besluit sy geloof beïnvloed het? Gelukkig, genadiglik, sê die Bybel, hy het tot homself gekom. Dank die Here, daar was 'n omkeerkans. Maar die besluit wat ek nou neem, gaan daar dalk nie 'n omkeerkans wees nie. En daarom moet ek die regte besluit neem. Ag Here, met wie praat ek vanoggend? Ek moet die regte besluit neem, want hierdie keuse kan my geloof beïnvloed. Dit kan my geloof beïnvloed. Ja, pastoor, ek het geglo, maar toe dit gebeur en dit gebeur en dit gebeur, en ek glo nie meer soos ek geglo het nie. Ja, maar die besluite wat ek gemaak het my keuses het my geloof beïnvloed. En ek dink ons besef altyd hoe ons keuses, ons besluite, ons geloof kan beïnvloed nie. Ons verhouding met die Here kan beïnvloed nie. En nou maak ek my baie sin my agter, so ek gaan nou klaar maak. Nommer 5. Kan hierdie besluit, hierdie keuse, ander laat struikel? Hierdie is baie belangrik. Kan hierdie keuse ander laat struikel? Hy sê 1 Korintiërs 8 vers 9, dis hierdie selfe Paulus sê, alles is my geoorloof. Hy sê, maar pas op dat hierdie vryheid van julle nie miskien 'n struikelblok word vir die wat swak is nie. Jy moet vanoggend besef dat ek en jy as kind van die Here het 'n verantwoordelikheid teenoor die liggaam. Elkeen van ons het 'n verantwoordelikheid teenoor die liggaam. Ja, pastoor, maar elkeen is maar vir homself. Dis nie wat die Bybel sê nie. Ons is lede van die liggaam, as een lid lei almal saam. Ons is verbind aan mekaar en mense kyk na jou. Jy's 'n kind van die Here en mense kyk na jou. Nou waarsku hy sê, pas op hierdie vryheid waarvan hy nou gepraat het, dat dit nie 'n struikelblok word vir iemand wat swak is. Hierdie besluite wat jy neem. En dan gaan hy verder hierso in 1 Korintiërs 8 vers 13. En hy sê, daarom as voedsel my broeder laat struikel, sal ek in der ewigheid geen vleis eet nie, om my broeder nie te laat struikel nie. Nou hierdie is 'n groot stelling. As daar nog 'n paar manne, wat sê dis 'n groot stelling? Jy kan alles wegvat, maar hou skaap choppie, uit tog. Hy sê, maar as die kos wat ek eet, as dit wat ek drink, as die manier wat ek optree, as die besluit wat ek neem, my broer negatief gaan beïnvloed, dan doen ek dit nie. Dis liefde. Dis liefde. Dis nie wet nie, dis liefde. Want ek wil nie hê my broer moet struikel nie. En daarom is dit so belangrik vanoggend dat ons in hierdie tyd, waar ons dalk saam met familie gaan wees wat nie die Here dien nie, vriende gaan hê by 'n werksfunksie wat nie die Here dien nie, dat ek my besluite sal neem daar op 'n manier wat hulle nie laat struikel nie. Want hulle kyk na jou en hulle kyk op na jou.
Dan kom ek terug na 1 Korintiërs 10:23. Alles is my geoorloof, maar alles is nie nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie. Dan sê hy hierso, laat niemand sy eie voordeel soek nie, maar elkeen die voordeel van 'n ander. Nou wil ek afsluit, ons gaan nou nagmaal gebruik. Ek wil nou afsluit met die vraag. As Judas hierdie vraag gevra het hy dalk die geleentheid gehad om 'n ander keuse te maak. En ek wil vanoggend hê jy moet net hierdie punte, as jy dit nie gaan onthou nie, skryf dit iewers op 'n papiertjie neer, dra dit in jou sak of sit dit in jou beursie of sit dit op jou selfoon iewers waar jy sal raak sien. En wanneer jy besluit, eenvoudige besluite moet neem, laat hierdie net voor jou oë verskyn. Dat jy net hieraan dink vir 'n oomblik. Maar as ek hierdie besluit neem, kom ons hardloop vinnig net gou deur. Ek moet eerlik wees met myself, word die Here deur hierdie besluit verheerlik? Gaan hierdie keuse die koninkryk, my verhouding met die Here beïnvloed? Gaan hierdie keuse my geloof beïnvloed? En wees eerlik in alles. En kan die keuse ander struikel weer eens? Dis hoekom ek daardie punt eerste gesit het. Ek moes hom eintlik laaste ook gesit het. Wees eerlik. Wees eerlik. Moenie jouself mislei in die proses nie. Want die Here het 'n plan vir jou. En die Here Jesus het ook keuses gemaak. Toe hy in die tuin was van Getsemane en sy vlees gerebelleer het, sy Vader, as hierdie beker by my kan verbygaan, maar indien nie, laat U wil geskied. Ek weet nie of ons altyd besef dat Jesus kon daar besluit het om engele te roep, om van die kruis af te haal, of om te verlos uit die tuin uit, of hy kon net vir die Vader gesê het, ek sien die kans nie. En kerk, dan was ons verlore. Maar Jesus het daai besluit geneem. En vanoggend kan ek en jy daai besluit neem met hierdie besluit in ons hand. Kom ons neem ons nagmaal. Want hierdie is Jesus se besluit vir my en vir jou. As jy vanoggend 'n besoeker is, daar so voor is daar so plastiekie, lig hom met op en af so 'n paar keer, as hy afbreek en dan maak hy makliker oop. As u nie gekry het nie, asseblief François, help dit gou daar asseblief. Geliefdes, Jesus het hierdie besluit gemaak vir my en vir jou. Hy het besluit om sy lewe te gee. Die Bybel sê niemand het dit van hom weggeneem nie. Hy het dit gegee. Is daar nog iemand wat dalk nie gekry het nie? Wat ons vir jou kan bring? Almal gekry. Volgens sit jy met Jesus se keuse in jou hand. Die keuse om deur die kruisiging, die pyn, die vernedering, die verlatenheid, ons kan alles opnoem, daardeur te gaan. Sodat ek en jy vandag in 2025 sy woord kan hê en hierdie toerusting kan hê om besluite te maak sodat ons die lewe en dit in oorvloed saam met Jesus kan geniet. Hy het die besluit gemaak, die vraag volgende is, gaan ek die besluit maak? Gaan ek vanoggend kies om hierdie 4 punte, 5 punte te neem, dit my riglyn te maak, om die wil van die Here te kan identifiseer in hierdie tyd? Of gaan ek sê, Jesus het die keuse gemaak, maar ek kies om nog steeds my eie wil te doen? Here, dankie vanoggend, Koning Jesus, dankie vanoggend dat U die besluit geneem het om die kruis te verduur, om die dood te ervaar, om verlatenheid te ervaar, om al daardie pyn en vernedering deur te gaan. Jesus, ons sal dit nooit kan verstaan nie, maar dankie vanoggend dat U daardie besluit geneem het om vir ons te sterf. Help ons vanoggend, Here, in die gebruik van hierdie nagmaal, om ook hierdie besluit te neem om ons keuses in lyn met U woord te maak, sodat ons dit waarvoor U aan die kruis vir ons betaal het, in besit kan neem, in Jesus naam.